Goeiemôre. So ek was in hierdie week in 'n situasie wat ek letterlik nie geweet het wat om te bid nie. Ek het nie geweet wat om te bid nie, ek het nie geweet wat om te sê nie. Ek is net soos I just don't even know how to om hierdie situasie aan te pak. En al wat ek kon doen is net Jesus. Ek was so moeg en ek het regtig nie geweet hoe nie. Soos jy weet wat jy net uitgeput is en jy weet nie meer wat om te doen nie. Soos the end of yourself. En dis 'n wonderlike plek om te wees. At the end of yourself, dan kan Jesus begin werk, nê? Maar al wat ek kon sê is net Jesus, 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 Jesus. En Filippense sê vir ons, Filippense 2 vers 9 sê hy, dat God het vir Jesus bo elke naam gesit. Hy sê, God has highly exalted him, Jesus, and bestowed on him the name that is above every name. So that at the name of Jesus, so dat wanneer jy Jesus spreek, kan die akkers oorval op die dak en die reën. So wanneer jy die naam van Jesus spreek, every knee shall bow. Wat 'n knee? Wat 'n knie praat ons van? Those who are in heaven and on earth and under the earth. So almal. Elke liewe ding moet buig. Siekte, seer, depressie, moeilike tye, kinders, huwelik, enige ding, enige naam, enige ding wat jy kan aandink, Jesus se naam is bo daai naam. God het vir Jesus die autoriteit gegee, dat hy die hoogste autoriteit het bo elke liewe naam. Hoe cool is dit hier? So, hoekom net Jesus? Hoekom gaan die naam van Jesus ook net werk? Want Jesus sê, hy is ons intercessor. Soos net om vir Jesus se naam te spreek en te weet dat Jesus bid vir ons by God. Hy sit aan die regterhand van God en hy is besig om vir jou in te tree. En daar's 'n paar skrifte. So Romeine 8 vers 34 sê, he sits at the right hand of God, who also makes intercessions for us. So hy bid vir ons. In 1 Johannes 2 vers 1 sê, Jesus are our advocate with the Father. Hebreërs 4 vers 24, he always lives to make intercessions for us. So wanneer jy nie weet wat om te bid nie, net soos Jesus bid vir my, dis daai pappa, nê, die goeie pappa wat God is, die goeie pappa wat Jesus is. So jou posisie van vrede, jou posisie as 'n dogter, wat by haar pappa gaan sit. My pa is oorlede toe ek klein was, maar ek kan onthou hoe ek gehardloop het en in sy skoot gaan sit het. En in die gees is dit hoe ek myself hierdie week gesien het. Net hardloop na my pappa toe, gaan sit op my pappa se skoot en is net soos, he's got this, he's got this. En dieselfde met die kinders, as hulle nie weet, in die aande is ons bid en partykeer maak ons beurte, dan sal ons sê, okay, dan sê Caleb of Lily vir my, maar ek moet saam met hulle bid, dan bid hulle 'n stukkie, maar ek bid ook 'n stukkie en hulle, soos jy maak soos half beurte. En, want partykeer weet mens nie, as jy 'n kind is, en ons, wat kinders is van God, Jesus sê dat hy is ons Vader, ons is sy kinders. So wanneer ons na hom toe gaan, en net by hom gaan sit, en hom sê, I need you, I need you, I need you to do this for me. En hoeveel keer in my eie lewe het ek al Exodus 14 vers 14 gebid, wat hy sê, He will be still and know that I am God. He will fight for you. God will fight for you. En om te besef, die vrede, die voorreg wat ons het, as kinders van God, die superpower wat jy het, dat Jesus, God almagtig vir jou pleit by God, wat vir jou bid, wat vir jou intree, wat vir jou veg. Hoe cool is dit nie? En net om te spreek Jesus oor hierdie omstandighede, that is more than enough. Want partykeer moet jy net, al wat God vir jou verwag is, net om te hardloop na hom toe. Kom net na my toe. Come as you are. En baie keer het ons nie die woorde nie, maar ons het vir God. En hy kan vir jou intree, en hy kan vir jou bid. In Romeine 8 lees ons ook, Romeine 8 vers 26, lees ons, die Gees staan ons ook in, die Gees staan ons ook in ons swakhede by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons. So, hoe cool is dit nie? Psalm 41 is ook 91 vers 4 is ook een van my gunsteling verse, wat die Here sê, I will cover you with my feathers. So pappa, wat jy by kan gaan sit, en hy kan vir jou 'n drukkie gee. En it works. He is the name above every name. Soos net om Jesus te sê, werk. So my gebed vir ons vandag is net om meer, ons hoef nie al die antwoorde te weet nie, jy voel dalk hulpeloos, jy voel dalk nie dat jy weet wat die antwoord is, wat om te doen nie, of dat jy is net 'n bietjie moeg, like,
You just don't know, but God knows. And his name is above every name. So net om te gaan en te sê Jesus, Jesus. Jesus oor my omstandighede. Jesus oor my kinders, Jesus oor my finansies, Jesus oor my toekoms. Jesus oor my depressie of my angs. Ek spreek die naam van Jesus. Dit vul mens met vrede. Dit vul jou met die belofte wat Jesus in sy woord gee, that I will fight for you. He is a good father. He is interceding for you. So as 'n kind, as 'n dogter, as 'n seun van God, het jy daai superpower. Jy kan na jou pa toe hardloop. Jy kan na Superman toe hardloop en jy kan by hom gaan sit en hy kan vir jou beklei. So my gebed vir ons is dat ons regtig sal intree en net besef, ek hoef dit nie te doen nie. Jesus, dankie dat ek dit nie hoef te doen nie. Dat ek 'n goeie pappa het wat vir my beklei. If God is for me, who can be against me? There's more for me than's against me. Dankie Jesus dat U vir my bid, dat ek nie weet wat om altyd te bid nie, hoe om hierdie omstandighede te hanteer nie, hoe om hierdie persoon te hanteer nie, net hoe, but you know, you've got this. Dankie Jesus dat U vooruit gaan en ek agterna gaan. Dankie dat ek spreek die naam van Jesus oor my omstandighede en daar gebeur wonderwerke, daar gebeur deurbrake, daar kom vrymaking, daar kom voorsiening, want U naam is bo elke naam. God het U naam bo alles gesit. Hoe wonderlike voorreg in die naam van Jesus. Ons bid dit in die naam van Jesus. Because there is power in the name of Jesus. Amen. So, ja, dis al wat ek wou gedeel het. And that's enough. Just Jesus. Net Jesus. Ek het letterlik net die hele dag, Jesus, Jesus, Jesus. And it works. And it worked. Dit het regtig werk. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.